Goeiemôre broer en suster, baie welkom by NG Oudtshoorn Park se YouTube kanaal. Dit is vir my baie lekker om saam met julle te wees. Hartlik welkom. Mag die Here vanoggend aan die woord kom. Ek is 'n stofmens. Ek bely Jesus as my verlosser en saligmaker. Dit is vir my baie lekker om saam met jou te wees, net daar waar jy is. Ons praat vanoggend oor foute en dat ons uit ander mense se foute moet leer, maar laat ons ook uit ons eie foute uit moet leer. Wat maak ek met my foute en hoe kom ek by heling en genesing en herstel in my verhouding met God? Mag ons vanoggend na die woord van die Here luister en mag jy hier weg beweeg in 'n herstelde verhouding met Abba Vader. Dankie Jesus dat hy vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het en ons sonde op hom geneem het. Maar voordat ons nou uit die woord lees, kom ons bid saam en ons bid vir wysheid uit die woord uit. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan saam kuier so op hierdie YouTube kanaal vir al die kykers. Ja Here, mag hulle net daar waar hulle is, u teenwoordigheid beleef op 'n kragtige wyse. Here, dankie dat ons nou ook kan weet dat u aan die woord kom, dat u mense gebruik, ook vir my as 'n stofmens, om juist te praat oor foute en om juist te kan sê, maar so sê die woord van die Here. Vader, kom u ook vandag en kom lei ons. Geef vir ons hierdie wysheid uit die woord uit en laat ons dan hierdie verstellings in ons lewe sal maak, ons foute sal erken en laat ons as vrygekoopte nuwe mense gaan leef in 'n wêreld daar buite. Ek bid nou vir elke boetie en sussie wat kyk en luister na hierdie boodskap. Seën ons saam wees, Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons hoor dit so in Spreuke 24 vers 16, al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddeloses word deur rampe vernietig. Kom ons praat oor foute. Foute is daai ding wat ons baie keer maak, baie keer bewuslik of baie keer is dit nie so intentioneel nie, maar ons almal ken die gevoel van foute maak. Daai eer en skaamte wanneer jy 'n fout gemaak het en soms veroorsaak dit seer of 'n gebroke verhouding. Die wêreld is ongelukkig 'n harde plek en mense vergewe nie net so maklik nie, veral as mense foute gemaak het nie. Maar vriende, ek en jy moet kan leer uit ons foute uit en ons moet kan groei. Ons moet leer waak en bid. En ons moet bid vir wysheid en laat die Here ons sal help dat ons sal groei en nader aan Jesus beweeg, al hoe meer sy beeld gaan wys in 'n wêreld daar buite. Maar ek en jy moet ook gaan regmaak as ons verkeerd gedoen het. En daarom is dit ook nodig dat ons sondes sal bely. Ons kry ook wanneer ons foute gemaak het 'n geleentheid om nader aan God te beweeg. Dat ons nader aan God sal beweeg en laat God dan kom, Abba Vader, en laat sy genade oor ons kom spoel. En daarom is dit baie nodig om 'n sonde besef te hê, maar om ook by 'n genade besef uit te kom. En dan as gelowige, dat jy na die Here toe sal gaan en sê, ek het 'n reuse fout gemaak, Here, wees my sondaar genadig. Maar waar begin 'n mens? En ek dink die belangrike is om die spieël op te tel as jy foute gemaak het. En kom ons sê dit nou maar, ons maak dalk daagliks of weekliks foute, deur ons woorde wat ons sê, deur ons gedagtes, of dalk deur die dinge wat ons doen. Daai dinge wat ons doen sal op die mure van die lewe geskryf staan, die foute wat ons gemaak het. En dan is dit baie keer nodig om te gaan jammer sê. Ek is jammer vir wat ek gedoen het, of ek is jammer vir dit wat ek gesê het, of jammer Vader vir dit wat ek gedink het. Help my, beheers my deur u Gees. Waar is die beginplek? Die eerste punt waarby ek wil stil staan vanoggend is die punt oor foute wat ons moet erken. Erken jou foute. Dit is die eerste stap na herstel in hierdie verhouding met God en ook met die mense om jou. Dalk is dit in jou gesin, dalk is dit in jou huwelik, of 'n verhouding met 'n kind of met 'n ouer, of dalk met 'n vriend of 'n vriendin. Die eerste stap wat jy moet doen is om te erken. En soms is dit die moeilikste stap om te sê, ek was verkeerd gewees.
Ek het gaan gedagte aan dit gee en ek besef ek het verkeerd opgetree. In die Bybel is daar 'n klomp sulke figure. Ek dink byvoorbeeld aan 'n Dawid met sy sonde met Batseba, of ek dink aan 'n Petrus wat Jesus verloon het. Nou jy kan Dawid gaan lees, die pragtige gedeelte wat hy in Psalm 51 skryf, dan het hy nou berou oor sy sonde. Dit is presies wat ons moet doen in die eerste plek. Ons moet ons sonde erken. In Psalm 51 sê Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het, in vers 3, wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Vers 4, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Dis 'n opregte hart, na aanleiding van sy oorspel met Batseba. So die erkenning is die belangrikste plek waarby ons moet stil staan. 1 Johannes 1 vers 9 sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en hy vergewe ons sondes, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. God kom en hy reinig ons, hy's getrou, hy's regverdig, en hy kom reinig ons van alles. Die Here kom was ons letterlik skoon, en hy kom maak ons nuut. En daarom is dit belangrik as ons oor foute praat vanoggend, en om te sê, maar ek het dalk hierdie foute in my lewe gemaak, of ek het 'n paar foute of 'n reeks foute gemaak. Here, hier is ek kom breek oop voor u vandag. Ek kom breek oop soos 'n granaat, en ek kom erken my foute. Ek kom erken die sonde wat ek gedoen het. Here, wees my genadig. En dan daai opregte hart van 'n Dawid, 'n Petrus wat 'n Jesus verloon het, wat skaam gekry het, wat eer en skaamte op die spel was daar, en dat 'n mens iets verstaan van 'n Jesus wat kom en 'n herstelde verhouding kom skep aan die einde, en ook die saak met Petrus kom regmaak. Ek gaan kyk bietjie wat sê mense rondom foute, en C.S. Lewis sê, om foute te erken is soos om die eerste stap te neem terug na die lig. So met ander woorde, ons is in die duisternis, en ons neem hierdie stap terug na die lig toe. Dis die eerste stap wat ek vat, is ek erken, ek was verkeerd, en ek kom bely my skuld voor die Here. Dan sê Dietrich Bonhoeffer, die baie bekende, hy sê, sonde wil in die duisternis bly. Dit vlug van die lig. In die lig van belydenis word dit vernietig. Sonde wil in die duisternis bly. Die Satan wil hê jy moet daar bly en swem in jou sonde en in die foute wat jy gemaak het, en hy wil jou daar hou, en hy hou jou skuldig, en hy sê, daar's nie vir jou hoop nie, jy sal nie vergewe word nie. Dis alles wat die ou Satan vir jou wil kom wys maak. Maar as ek my sonde erken, plaas ek dit in God se hande, en God kom en hy vergewe my. Daai las word van my afgevat, en ek het nie meer daai skaamte en daai skuld en daai eer en daai trots oor hierdie dinge nie. Ek gee dit vir die Here, en hy kom was my skoon, en hy kom maak my nuut. Hy kom gee vir my 'n nuwe lewe, en ek gaan soveel ligter wees as ek na die lig toe kom. Jesus wat die lig vir hierdie wêreld is, kom na Jesus toe. Almal wat vanoggend uitgeput en oorlaai is, en ek wil dit vir jou kom vra, kom sit jou sonde, jou foute, alles wat jy gedoen het in die lewe, al jou bagasie, kom sit dit vanoggend by die voetbank van Jesus neer. Die tweede punt waar ek wil stil staan, geliefdes, is dat ons na ander mense se foute sal kyk. En daar's soveel Bybelse figure waarna ek kon kyk, want die Bybel is definitief deurtrek met mense wat foute gemaak het. Met mense wat in die sonde bly wandel het en gewandel het. En dit was vir my eintlik maklik toe ek hierdie boodskap maak, en hierdie boodskap wat ek wil oordra vanoggend, om na Saul se lewe te gaan kyk. Die Here het so Saul vir my uitgewys en gesê, maar kyk hoe ongehoorsaam was Saul. Ek stuur Samuel na hom toe, ek gee vir hom 'n basiese opdrag, 'n groot opdrag om groot dinge te gaan doen, en dan is hy ongehoorsaam. En dit is
iets wat ons nou uit die Bybel uit moet vat, en jy moet eintlik so deur die Bybel gaan blaai, en dan moet jy gaan kyk na gehoorsaamheid versus ongehoorsaamheid, en die foute wat die mense gemaak het, en hoe hulle dan ook teruggekom het na God toe, of net verder weggedwaal het, en verder weggegaan het van God af. Maar ek wil dit vir ons lees, om vir ons dit so bietjie uit te wys, die verhaal van 1 Samuel, en dit is in 1 Samuel hoofstuk 15. Dit is die kern van vandag se gesprek, en die tema is leer uit ander mense se foute uit. Jy moet om jou kyk, en jy moet sien die foute wat ander mense maak. Het sy, of jy na die media kyk, of jy die koerant optel, of het sy na mense in jou omgewing kyk, die foute wat hulle maak, om te leer daaruit en te sê, maar ek gaan nie dieselfde doen nie. Ek leer uit dit uit. Ek is 'n man en 'n vrou van die woord, en ek wil staan op die woord. Ek wil dit doen wat die woord van God vir my vra en sê om te doen. Ek dink aan die bekende George Santayana, dis 'n filosoof, wat gesê het, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. En dan sê John Stott, die teoloog, sê, the Bible is brutally honest about human failure, because God wants us to learn without repeating it. God wants us to learn without repeating it. Die bekende Rick Warren, die skrywer, Purpose Driven, Rick Warren, hy sê, wise people learn from other people's mistakes. Ordinary people learn from their own mistakes. Fools learn from neither. Hy sê, as jy van ander mense se foute kan leer, dan is jy definitief wys. Hy sê, maar gewone mense leer net van hulle eie foute. En dan sê hy, dan is daar fools, mense wat nie van een van die twee gaan leer nie. Nie van hulle eie foute nie, maar ook nie van ander mense se foute nie. Daarom, wise people learn from other people's mistakes. Nou kom ons kyk na Saul. Ek het nou net een voorbeeld wat ek graag wil noem vanoggend, en ek het na Saul gaan kyk, wat deur Samuel gesalf is as die koning. Die Here sê vir Samuel, gaan salf vir Saul. Hy is die man. Hy is die koning wat ek wil aanstel. En dan gee die Here vir Saul hierdie opdrag. Kom ons kyk wat gebeur hierson. 1 Samuel 15, julle is belangrik, welkom om saam met my te lees. Het is belangrik dat jy die woord oopmaak, dat jy die Bybel sal lees nou saam met my. Samuel het vir Saul gesê, vers 1, dit is vir my wat die Here gestuur het om jou tot koning oor sy volk Israel te salf. Luister nou na die woorde van die Here. So het die Here die Almagtige gesê, ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het toe hulle uit Egipte getrek het. Gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie. Luister mooi, verslaan vir Amalek, jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Dit is die duidelike opdrag wat die Here deur Samuel dan nou vir Saul kom gee. En Saul weet, hy as koning moet dit nou gaan doen. Dan loop daar nou, dan val hulle nou aan en hulle is besig met hierdie oorlog. En toe, in vers 9 kom die volgende. Saul en die manskappe het Agag gespaar en ook die mooiste, die beste kleinvee en beeste, die vetstes en die lammers en alles wat mooi of wat goed was. Saul hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. Luister mooi, wat doen hy? Die Here gee 'n duidelike opdrag. Dis 'n harde opdrag hierdie. Dis nie 'n maklike opdrag nie. En natuurlik wou hy so bietjie genadig wees en hy het gedink, maar dalk moet ek nie almal doodmaak nie. En dan sien hy hierdie lekker beeste en hy sien die klein vee en hy sien die vetstes en die lammertjies en hy sê nee, maar hulle gaan ek nie doodmaak nie. Ek gaan hulle vir my vat. Ek gaan iets hier uit kry. Met ander woorde, God gee 'n opdrag en Saul voer dit nie uit nie.
En dan kom vers 10 wat sê, toe het die woord van die Here tot Samuel gekom. Ek is bedroef daaroor dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie. Nou kom Vader na Samuel toe en hy sê, ek is bedroef oor Saul. Ons het hom gesalf, ons het hom koning gemaak, maar kyk wat doen hy. Hy het weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie. Vriende, ons ken die Here se opdragte in sy woord. Ons weet wat is reg en verkeerd. Die Bybel is ons rigsnoer. Ons weet hoe moet ons lewe. Ons ken die 10 gebooie. Ons ken Romeine 12, die riglyne van die Christelike lewe. Ons ken Matteus 22, die samevatting van die wet. Ek en jy weet wat moet ons doen. Ons weet presies wat die woord sê. Voer ons die Here se opdragte uit. Is ons manne en vroue van die woord. Die Here sê, maar jy het van my weggedraai. Jy voer dit nie uit nie. En hoor wat sê hy hier vir Samuel. Hy sê, Saul het my bedroef. Ons bedroef die Here. Ons kan die Here bedroef as ons met dinge besig is wat nie vir God goed en aanneemlik en reg is nie. Ons hoor dit ook. Ons hoor dit dat God het 'n sekere verwagting van my en jou om sy opdragte uit te voer. Des te meer, dan gaan hierdie teks verder. En dan lees ons 'n stukkie raak hier in vers 13. Samuel het toe by Saul gekom en Saul het vir hom gesê, mag die Here u seën, ek het die opdrag van die Here uitgevoer. Hoor die jok hy. Hy vertel 'n leuen. Hy sê vir Samuel, ek seën jou, dis lekker om jou weer te sien man, hoe gaan dit met jou? Ek het die Here se opdragte uitgevoer. Maar dis nie wat hy gedoen het nie. En Vader sien alles. Ons leef vir Koram dat jou lewe voor die aangesig van God. God sien alles. Hy weet wanneer ons nie sy opdragte uitvoer nie. Hy weet wanneer ons 'n leuen vertel. En daarom is dit belangrik om 'n eerlike, reguit pad saam met Vader te stap. Vriende, uit die woord uit, manne en vroue van die woord te wees. Dan gaan hierdie teks bietjie verder waar Samuel kom sê, maar dit is nie waar nie. Dit is absoluut nie waar nie. Wat hoor ek so daar in die agtergrond? Is dit 'n geblær van klein veevraai? Dan gaan ek so aan na vers 22 toe. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Luister mooi, gehoorsaamheid is vir God beter as die offers. Dan praat hy oor weerspannigheid. Nou dit is opstandigheid of dit beteken rebellie. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêry. Dan praat hy van eie sinnigheid. Jy kan dit ook vertaal met arrogansie. Is net so erg as die bedrog van afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp, sê die Here nou vir Saul. Hoor mooi, die Here het 'n afskie in dit, die ongehoorsaamheid, as ons nie luister nie, as ons opstandig is, of 'n rebellie het, daai weerspannigheid, as ons eie sinnig is, daai trots en eie ek, daai arrogansie wat ons soms het, dan sê die Here, jy het my woord verwerp. Jy was ongehoorsaam, jy doen nie wat ek vir jou sê nie, en dan verwerp ek jou. Ons hoor nogal groot woorde, wat Vader deur Samuel kom sê vir Saul. Vers 26, maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie saam met jou gaan nie, want jy het die woord van die Here verwerp, en die Here het jou verwerp as koning oor Israel. Vriende, ons weet van soveel mense wat foute gemaak het. As jy 'n oomblik nou moet dink, kan jy aan klomp mense se foute dink, behalwe aan jou eie. Ons het self so baie foute. Ons is nederig vanoggend en ons slaan op ons eie bors. Dit is so. Die tollenaar wat op sy eie bors kom slaan vanoggend. Maar ons moet ook leer uit ander mense se foute uit. Wat maak ek met dit? Moenie net wag om self te struikel nie. Spaar jouself 'n klomp hartseer in die lewe. Spaar jouself 'n klomp tyd en leer uit ander mense se foute uit.
Jy kan net groei in jou menswees en in jou Christendom as jy ook kyk wat se foute maak ander mense en sê, ek gaan dit nie doen nie. Here, wees my genadig, help my, lei my op hierdie pad dat ek dit nie sal doen nie. Dit bring my by die derde punt vir oggend. Ek wil vra dat jy jou foute nou sal vat en dat jy so 'n bietjie sal dink aan 'n paar foute in jou mondering as mens. Dalk kan jou vrou vir jou kan sê, my man, dit is wat jy verkeerd doen. Pas op vir hierdie goed. Kom ons wees eerlik met mekaar en ons vra ons gesinsmense om ons te help om uit te wys wat's die foute wat ons maak, sonder om mekaar vanoggend seer te maak. Jou gesin sal vir jou eerlik kan sê, dit is die foute wat ons maak. Vat dalk die spieël vanoggend. Vra vir die Heilige Gees om vanoggend vir jou uit te wys, wat is daai foute wat jy gemaak het? Daai sonde wat jy weet wat jy gedoen het. Om te sê, Here, ek kom bely dit vanoggend. Petrus het met die Here, nadat hy die Here verloon het Vader na hom toe gekom en opnuut sy opdrag vir hom kom gee. Dit is so in Johannes 21 toe Jesus na sy opstanding aan die disippels verskyn het. Dan kry Petrus opnuut sy opdrag. Ek lees dit vir ons so vanaf vers 15. Toe hulle klaar geëet het, Johannes 21, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Het jy die Here lief? Dis die vraag vanoggend. Jesus vra hom 'n tweede keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Aan 'n woorde, wees 'n herder ook vir my skape. In vers 17, Jesus vra hom 'n derde keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Onthou, Simon Petrus, Jesus 3 keer verloon. 3 keer kom vra Jesus dit vir hom. 3 keer gebeur hierdie genesing en heling ook in Petrus se lewe en dan hoor ons dit in vers 17. Simon seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword. Hy het hartseer geword want hy weet wat is nou hier aan die gang. Hy weet dat Jesus besig is om terug te gaan na die verloning toe. Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. En Jesus antwoord hom toe, laat my skape wei. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Maar daarna het hy vir hom gesê, volg my. Volg my. Ons weet almal die pad wat ons moet stap. Ons weet ook dat ons dalk almal 10-1 ergens eendag gaan doodgaan. Maar Jesus kom na jou toe vandag en sê, volg my. En Jesus kom hier en hy herstel 'n verhouding met Petrus. En Petrus kry opnuut sy roeping, opnuut sy opdrag op jou. Jy's die rots, gaan ek my kerk bou. Volg my nou. Stap nou in my voetspore. Ek weet nie in watter paaie het jy gestap in jou lewe in die laaste tyd nie. Ek weet nie watter foute het jy gemaak nie. Maar die Here kom vanoggend en hy sê dat hy alles ten goeie sal laat meewerk. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. God sal jou nie los nie. Hy gaan met jou die pad stap. As jy net 'n bietjie voor dit lees, vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Die Gees staan jou ook in jou swakheid by. Gee oor vir die Here.
Surrender jou lewe vanoggend. Gee die Here kans om jou foute te omskep in 'n herstelde verhouding. Begin met 'n nuwe begin op hierdie Sondagoggend. Ja, Philip Yancey skryf dit so mooi en sê, grace like water flows to the lowest point. Dalk is jy vanoggend op die laagste punt. Grace like water flows to the lowest point. En dan weet ons dit. God se genade kom syfer so deur tot op my laagste laag waar ek myself vanoggend bevind. En hy kom ontmoet jou net daar waar jy is. Vriende, foute is nie die einde van jou storie nie, maar jy kan dit erken. Jy kan die Here se genade jou eie maak en jy kan hierdie foute omsit in boustene om in die geloof te bly groei. Ek herinner my aan 'n seun wat sy pa se voertuig gevat het sonder sy pa se toestemming en toe het hy om die blok gaan ry en toe het hierdie seun sy pa se voertuig gestamp. En ek onthou dit tog baie goed. Hierdie seun was ook 'n seun wat aan my bekend was en sy pa was baie kwaad geweest aanvanklik. En die pa vertel my toe die storie. Hy sê, Dominee, wat moet ek nou maak? My seun het 'n fout gemaak. Hy wou gevoel het hoe voel dit om die motor te bestuur. En die pa was aanvanklik kwaad geweest, maar toe het hy in die seun eenkant gaan sit. En hierdie pa het die volgende woorde vir daai seun van hom gesê. En toe ek agterna dit hoor, toe hierdie pa dit vir my vertel, was dit die mooiste woorde en ek wil dit graag met julle deel. En daarom gaan ek dit lees, dat ek dit sal reg sê. Die pa het vir die seun gesê, die motor kan ek regmaak, maar wat ek nie wil verloor nie, is jou hart. Ek is bly, jy het heel teruggekom. Nou kan ons die pad saam vorentoe stap. Wat ek nie wil verloor nie, is jou hart. So wat sê die pa eintlik vir die seun? Ja, ek is teleurgesteld. Ja, jy het 'n fout gemaak, maar nou kry ek en jy kans dat ons hartsake met mekaar kan praat. Dat ons oor die dinge van die hart kan praat. Dat ek steeds jou pa kan wees en jy steeds my kind. En dat jy kan leer uit jou foute uit. Maar nou gaan ons beter vorentoe. En nou het ek en jy ook 'n beter verhouding met mekaar. Dit was vir my so mooi toe daai pa dit met my gedeel het oor die insident wat gebeur het. Mag jy en jou seun en jou familie ook sê, maar kom ons praat hartsake met mekaar. Ek wil nie jou hart verloor nie. Dat ons met mekaar hartsake praat, sodat ons weer by heling en genesing kan uitkom. Ek sluit af vanoggend. Foute is nie die einde nie. Maar God se uitnodiging staan vas vandag. Erken jou foute. Leer uit ander se foute uit. En gaan leef dankbaar in sy genade. Hy kan jou foute omskep in die begin van 'n pragtige storie, in die begin van 'n pragtige getuienis. Mag jou lewe 'n dankbaarheidslewe wees. Dankbaar dat die Here vir my en jou as sondaars begenadig het. Ek loof die Here vanoggend in Jesus naam. Amen. Here, baie dankie vanoggend dat ek weet ek kan my foute na U toe vat. U is die God wat 'n duur prys betaal het. U liggaam het gebreek, Jesus. U bloed het gevloei, Jesus, tot 'n volkomme versoening van al ons sonde. Dankie Here dat ek nou kan kom erken en kan kom sonde bely. Dankie dat ek uit ander mense se foute kan leer. En dankie dat ek kan weet, daar wag vir my 'n nuwe begin. As ek my sonde bely, U is getrou en regverdig. Ek loof U, Here, vir nog 'n kans, vir nog 'n geleentheid om voluit vir U te leef. Aan U kom toe die lof, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, ek bid nou vir elke boetie en sussie en ek vra, Here, dat U hulle sal ontmoet net daar waar hulle is. Ek bid vir hulle in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle vanoggend ingeskakel het. Goedheid en guns vir julle, ons kuier weer.